Goeiedag graad 12 en welkom terug. Vandag gaan ons oefening 1.2 doen, bladsy 20 tot 21. So in oefening 1.2 het hulle vir ons gevra, gebruik die inligting met betrekking tot Angus beperk om die volgende te voltooi. Eerste vra hulle vir ons die geopende grootboekrekeninge vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. Ons moet dit behoorlik saldeer en ook afsluit en dan sê hulle weer vir ons gee aandag aan die datums. Nommer 2 sê hulle bereken die totale gewinne aandeelhouers belang in die maatskappy op 28 Februarie 2025. 1.2.1 vra hulle vir ons om die algemene grootboek te voltooi en ons begin deur te kyk na die inligting wat hulle vir ons gee. So die eerste ding wat hulle vir ons gee is die saldo's op 1 Maart 2024, die begin van die finansiële jaar. Gewone aandele kapitaal is die eerste ene en dan gee hulle ook hier vir ons die gemiddelde uitreikprys wat R2.30 per aandeel is. Hierdie gaan belangrik wees wanneer ons gaan kyk na die transaksies. So onthou ons gaan weer verwys na hierdie uitreikprys van R2.30 en dit help ons ook om te bereken hoeveel aandele hulle dan nou wel al uitgereik het. So ons gaan nou net eers die saldo plaas in ons gewone aandele kapitaalrekening aan die kredietkant, gaan ons dan hê saldo afgebring 736.000. Dan gee hulle vir ons die saldo van behoue inkomste 212.000. Dit gaan ons dan nou ook hier aan die kredietkant van ons behoue inkomste rekening sit, saldo afgebring 212.000. Aandeelhouers vir dividende 44.800. Hier is ons aandeelhouers vir dividende rekening en dan ook aan die kredietkant gaan ons dan nou hierdie 44.800 as gewone aandele dividende, algemene joernaal 44.800. Onthou hierdie 44.800 beteken dat hierdie dividende was verklaar in die vorige finansiële jaar, maar dit was nog nie betaal nie. So daarom lê dit nou nog hier as onbetaald en nog net verklaar. Wanneer ons dit betaal, sal ons dit dan nou debiteer. Dan kyk ons na die SAID inkomstebelastingrekening. Hulle sê vir ons hier dit is 'n kredietsaldo van 6.700. So hier is ons SAID inkomstebelastingrekening, dan nou aan die kredietkant gaan ons sê saldo afgebring 6.700. Nou baie belangrik ook, hierdie beteken nou dat ons die SAID nog geld skuld. Skuld hulle 6.700. Verder sê hulle vir ons dan nou let wel, die maatskappy het 'n gemagtigde aandelekapitaal van 800.000 gewone aandele. Onthou, gemagtigde aandelekapitaal beteken net, dit is die hoeveelheid aandele wat die maatskappy mag uitreik. Dit is nie hoeveel hulle wel uitgereik het nie. As ons wil uitwerk hoeveel hulle uitgereik het, moet ons dan nou hierdie saldo vat van gewone aandelekapitaal en ons deel dit deur hierdie gemiddelde prys. Nou gaan ons kyk na die transaksies wat hulle vir ons gegee het. Die eerste transaksie is op Maart die 3de. Dit sê, betaal die bedrag verskuldig aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. So hier is ons SAID inkomstebelastingrekening en soos ek vir julle gesê het, hierdie is dan nou die bedrag wat ons hulle nog skuld. So ons gaan nou aan die debietkant sê Maart die 3de, bank, KBJ 6.700. Dan het ons Maart die 6de, hier sê hulle vir ons betaal die bedrag aan die aandeelhouers ten opsigte van dividende verskuldig. Soos ek vir julle gesê het, hierdie 44.800 is wat ons hulle nog skuld. So ons gaan dit nou debiteer, bank, KBJ 44.800. Dan kyk ons Augustus die 28ste, hulle sê maak 'n eerste voorlopige inkomstebelastingbetaling van R145.000 per EFO aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. So hier gaan ons nou 'n debietinskryfing gee, bank KBJ 145.000. September die 9de verklaar 'n interim dividend van 6 sent per aandeel
op alle uitgereikte aandele. So dis nou hier waar ons gaan moet uitwerk, hoeveel is die aandele, en dan gaan ons dit moet maal met hierdie 6 sent. Ook belangrik, ons verklaar slegs die interim dividend, ons betaal hom nog nie, so dit gaan 'n kredietinnskrywing wees by aandeelhouers vir dividende. Ons gaan nou eers uitwerk, hoeveel aandele het ons wel uitgereik, so daarom vat ons dan ons saldo van ons gewone aandele kapitaal, ons deel dit deur die R2.30, wat die gemiddelde prys was, en dit gee vir ons 320.000 aandele. Dan maal ons dit nou met die 6 sent. So ons het gewone aandele dividende as ons kontrarekening, algemene joernaal, en hierdie 320 maal met die 6 sent gee dan vir ons 19.200. Dan het ons September die 25ste, hier koop ons 20.000 aandele terug, teen 'n terugkoopprys van R2.80 per aandeel. Onthou, wanneer ons aandele terugkoop, raak dit ons gewone aandelekapitaal, sowel as ons behoue inkomste. En hier is dit ook belangrik om te onthou, ons moet die gemiddelde prys gebruik. So ons gaan nou ons gewone aandelekapitaal debiteer, en ons gaan sê 20.000 maal met daardie gemiddelde prys van R2.30. Dit gee vir ons dan nou bank, KBJ, en dit gee vir ons 46.000. Maar onthou, ons het dit teruggekoop teen R2.80, so die verskil tussen die R2.30 en die R2.80 is dan nou 50 sent, en dit gaan ons dan nou hier uitwerk by behoue inkomste. Ons gaan sê bank, KBJ, en die antwoord dan nou van 20.000 maal met die 50 sent is dan natuurlik R10.000. Dan kyk ons na Oktober die 10de. Hulle sê vir ons betaal die interim dividend aan die aandeelhouers. So hier betaal ons nou die dividend wat ons verklaar het op 9 September. So dit gaan 'n debietinnskrywing wees by aandeelhouers vir dividende. En ons gaan hierdie R19.200 nou betaal. Bank, KBJ, 19.200. Dan November die 30ste sê hulle vir ons reik 'n verdere 50.000 aandele uit, teen 'n uitreikprys van R3.30 per aandeel. So ons verkoop nou 'n verdere 50.000 aandele, so gewone aandelekapitaal gaan nou gekrediteer word met bank, KBJ, en dis 165.000. So daardie 165.000 gekry deur die 50.000 maal met die R3.30 per aandeel. Dan Februarie die 25ste sê hulle vir ons inkomstebelasting vir die jaar word geskat op 285.000. 'n EFO oorplasing is aan die SAID gemaak vir die uitstaande bedrag. Nou wat hulle bedoel vir die uitstaande bedrag, onthou hierdie is nog steeds net 'n geskatte bedrag, dit is nog nie die finale bedrag nie, en uitstaande beteken ons het reeds 145.000 betaal, so ons gaan daardie 145.000 moet aftrek. So dit gaan hier by ons SAID inkomstebelastingrekening wees, aan die debietkant, gaan ons dan nou eers die sommetjie maak om te sê 285.000 minus die 145.000, en dit gaan dan vir ons 140.000 gee. Dan op die 28ste Februarie sê hulle die netto inkomste vir die jaar soos in die wins- en verliesrekening korrek bereken, beloop dan 940.000. Belangrik dat hulle sê dit was korrek bereken. So ons gaan hierdie wins en verlies dan nou in ons verdelingsrekening skryf aan die kredietkant, wins en verliesrekening, algemene joernaal 940.000. Dan sê hulle vir ons die inkomstebelasting vir die jaar beloop 30% van die netto inkomste. Met ander woorde, 30% van hierdie 940.000 is wat ons aan die SAID moes betaal het vir inkomstebelasting. So nou gaan ons hier by ons SAID inkomstebelastingrekening aan die kredietkant gaan ons dan nou 940.000 maal met 0.3
of jy kan dit maal met 30 oor 100 en dan gee dit vir ons 282.000 en dit is dan ons inkomstebelasting. Hierdie word dan ook teen die verdelingsrekening aan die debietkant geskryf. Inkomstebelasting algemene joernaal die 282.000. Verder sê hulle nou vir ons, die direkteure het besluit om 'n finale dividend van 11 sent per aandeel op alle uitgereikte aandele te verklaar. Nou baie belangrik, ons gaan moet kyk wat het deur die loop van die finansiële jaar gebeur met ons aandele. So hierdie gaan natuurlik na ons aandeelhouers vir dividende rekening toe gaan. Dit gaan hier aan die kredietkant wees, maar heel eerste gaan ons moet uitwerk wat is die hoeveelheid aandele wat ons tans op hierdie tydstip het. Met ander woorde, ons het 320.000 aan die begin van die finansiële jaar gehad, toe het ons 20.000 teruggekoop en daarna het ons weer verdere 50.000 verkoop, wat vir ons dan nou 350.000 aandele gee. Dan moet ons daardie 350.000 aandele maal met die 11 sent. Dit gaan dan vir ons hierdie 38.500 gee. Dan moet ons in die verdelingsrekening wys die dividende wat ons verklaar het gedurende hierdie finansiële jaar. Nou onthou, hierdie 44.000 was vir die vorige finansiële jaar, so die 19.200 sowel as die 38.500 was die twee wat verklaar was in die huidige finansiële jaar. Dit gaan nie oor wat betaal was nie, dit gaan net oor wat verklaar was. So dit gaan dan nou hier aan die debietkant van ons verdelingsrekening getoon word as gewone aandele dividende en dit gee dan vir ons 'n totaal van 57.700. Dan gaan ons nou die gewone aandele kapitaalrekening balanseer. Natuurlik kan ons sien dat die kredietkant is die grootste, so wanneer ons hierdie twee bymekaar tel, gee dit dan vir ons 901.000 en dit is dan nou ons balanserende bedrag, so ons gaan nou daardie 46.000 aftrek van die 901 en dit gaan ons saldo oorgedra gee van 855.000. Dit gaan ons dan nou afbring, saldo afgebring, 855.000. Ons gaan behoue inkomste net eers oorslaan. Ons doen SAID inkomstebelasting, so die saldo's hier is dan nou 285.000 en die saldo oorgedra gaan dan nou wees aan die kredietkant 3.000 en die saldo afgebring aan die debietkant is 3.000. So dit beteken dat ons het R3.000 te veel aan die SAID betaal. So met ander woorde, die SAID skuld ons nou eintlik R3.000. Goed, nou gaan ons die verdelingsrekening doen. Ons kan sien dat die wins en verlies van 940.000 is dan nou die grootste bedrag en daarom gaan ons nou 'n balanserende syfer hê hier aan die debietkant. Dit gaan nou vir ons behoue inkomste rekening wees. En dit is 600.300. Hierdie word dan nou getoon hier by ons behoue inkomste rekening. Aan die kredietkant het ons dan nou ons verdelingsrekening algemene joernaal en ons het daar die 600.300. Nou kan ons hierdie behoue inkomste rekening ook saldeer. So ons totale aan al twee kante is dan 812.300 en dan gaan ons 'n balanserende syfer hier hê vir ons saldo oorgedra 802.300. Hierdie is dan ook dan die saldo wat ons dan afbring na die kredietkant toe, 802.300.
Dan het ons 'n vraag gekry wat sê bereken die totale gewinne aandeelhouersbelang op 28 Februarie 2025. Nou gewone aandelekapitaal moet dan met ons behoue inkomste bymekaar geplus word. Dit sal dan die saldo's wees, so daardie 855.000 plus die 802.300 gee dan vir ons 1.657.300. Ons gaan dit dan nou deel deur die hoeveelheid aandele wat uitgereik is teen die einde van die finansiële jaar. As julle kan onthou, ons het dit uitgewerk, dit was daardie 320.000 minus die 20.000 wat ons teruggekoop het, plus die 50.000 wat ons toe nou verder uitgereik het, wat vir ons hier die 350.000 aandele gee, wat dan vir ons 'n gemiddelde prys gee van R4.74.